My naam is Sulei Esbach, graad 9, Hoërskool Ben Foster, Limpopo. My onderwerp is, vergelyking is die wortel van ontevredenheid. Ek en my sussie sit vasgenaal voor die TV, tydens die MTV musiektekeningsplegtigheid. Ons wag vir die hoogtepunt van die aand, ons gunsteling sangeres, Lady Gaga. Ons verbeel onsself dat ons in die ikoon voels van eenderse vere is. Nes die omstrede sangeres voel ons albei ook anders en uniek. Dan verskyn Lady Gaga op die verhoog, geklee in 'n rok wat gemaak is van rou beesvleis. Eeuw, wat 'n grillerige besigheid. Net daar trek ek toe die streep. Ek het intussen my speelgoedhakskoene verruil vir die ware Jakob en genadiglik 'n rapsiewyser geword. Ek probeer baie hard om myself nie met ander te vergelyk nie, maar ongelukkig leef ons in 'n era waar TikTok-beïnvloeders die arena oorheers. Wanneer 'n beïnvloeder haar lippe laat oppop deur kosmetiese prosedures, volg die aanhangers in haar spore. Kort voor lank bewandel hy aardige gedientes met massiewe pienklippe die strate. Ergste van alles, hulle dink hulle lyk asemrowend. Wanneer ons onsself met 'n ander persoon vergelyk en hulle boonop wil naboots, gaan ons uniekheid verlore. Die wyse voormalige Amerikaanse presidentsvrou, Eleanor Roosevelt, het gesê, vergelyking is die wortel van ontevredenheid. Ek stem volkome saam met haar. Ons mag onsself nooit met iemand anders vergelyk nie, want uniekheid is ons sterkte. Vergelyking is 'n gebrekkige maatstaf en vergelyking steel ons vreugde en geld. Eerstens, uniekheid is ons sterkte. Elkeen van ons is uniek geskape met verskillende talente, ervarings en perspektiewe. As ons onsself met 'n ander persoon vergelyk en hulle boonop wil naboots, sê ons in ons wese, ek wens ek was iemand anders. Wat is daarmee fout om net doodeenvoudig jy te wees? Individualiteit is die sleutel om ons ware potensiaal te ontsluit. As jy 'n fliekvloei soos ek is, sal jy besef dat die meeste suksesvolle flieks op uniekheid gebaseer is. Karakters soos Mr. Bean, Ace Ventura, Shrek en SpongeBob glo nie in vergelyking nie. Hulle is super uniek. Die joernalis Humara Roshni het op die artikel op die webjoernaal van die Medium.com van die 7de Junie 2023 geskryf dat uniekheid ons help om ons passies te verken. Dit gee ons vryheid om ons waardes te ontdek, as ook ons sterk en swakpunte. Dis presies wat nodig is vir persoonlike groei. Ons kan gerus ons ore uitleen vir hierdie advies. Ons wil tog nie hê ons nageslag moet aan ons dink as die generasie met blink pink opgepompte lippe nie. Tweedens is vergelyking 'n gebrekkige maatstaf wat gebaseer is op onvolledige inligting. Ons sien ander se hoogtepunte en nie hulle stryd en terugslaan nie. Sosiale media platforms vertoon perfeksie en verberg die onvolmaaktheid agter die skerms. Volgens die artikel Influencer Diaries of Malnutrition van 1 Augustus 2023 op die webtuiste van The Telegraph, is 'n gewilde Russiese TikTok-beïnvloeder verlede jaar oorlede weens wanvoeding. Sy het haar volgers aangemoedig om slegs vrugte te eet en weg te bly van proteïene af. Almal het haar merkwaardige gewigsverlies bewonder en het nie geweet van haar stryd met anorexia nie. Dr. Michael Barnes, 'n sielkundige van Texas, het dit raak opgesom op die sosiale webblad Quora.com van 18 September 2022. Hy sê dat vergelyking die dood van 'n individu se toekoms beteken, omdat ons ons uniekheid opoffer. Sommige mense is maar en ander mollig. Partye is netjies en ander se kamers lyk soos 'n rampgebied. Dan is daar mense wat verhokkie, soos ek, terwyl ander weer van rustige aktiwiteite, soos skaakhou.
As jy 'n gebore skaakspeler is, moet jouself tog asseblief nie vergelyk met die rugbyspeler Ebenezer nie. Jy gaan beslis ribbes breek. Derdens is vergelyking 'n dief. Dit steel ons vreugde en geld. Kyk maar na die talle mense wat duur plastiese chirurgie ondergaan om soos hulle Hollywood-helde te lyk. Dit jaag hulle R1000 uit die sak en dan is hulle nie eens altyd tevrede nie. Jou poging om soos Kim Kardashian te lyk, kan jou in Frankenstein se monster verander. Die motiveringsspreker Rachel Cruz het op haar blog www.ramseysolutions.com van die 29 September 2024 gesê dat mense wat hulself gedurig met ander vergelyk, hulle eie geestesgesondheid benadeel en fisiese gesondheid kan ook daaronder lê. Dalk moet ons daarna kyk deur die oë van jonger kinders. Hulle weet net hoe om hulle self te wees, soos my irriterende 8-jarige boetie. Hy is hyperaktief en soos 'n muskiet wat zoem in my ore, 'n raserige klein diktator en permanente inwoner van my persoonlike ruimte. Maar ten minste is hy uniek. Baie uniek. Hy glo hy is die beste en die sterkste. Baie arrogant, maar hy beroof homself nie van vreugde nie. Dames en here, ek sluit af. Waak teen vergelyking, want dit is die wortel van ontevredenheid. Uniekheid is ons krag en ons beroof onsself as ons soos ander mense wil wees. Dis 'n gebrekkige maatstaf, want ons ken nie die negatiewe aspekte van ander mense nie. En vergelyking steel ons vreugde en laat ons brandarm. So, voor jy dit oorweeg om met 'n vleisrok soos Lady Gaga te paradeer, wil ek pleit, moet asseblief nie trek jy ook die streep. Ons is nie skape wat almal hoef te volg nie. Die enigste ding, meer pateties as 'n trop skape, is 'n trop skape met wifi. Kudde mentaliteit is wonderlik. Vir beeste, nie vir mense nie. Moenie die padjie volg nie. Maak jou eie pad. Tensy die pad van sjokolade gemaak is natuurlik.